Sing vanoggend is uit 1 Konings 19 en die tema is die vraag: staan jy nog in diens van die Here? Ons kan dit ook anders stel: staan jy nog voor die Here? Begeleiding Hester van der Walt. Dankie Hester weer eens. Koffie en tee na die erediens in die groot saal. Besoekers is hartlik welkom. Kom ons drink almal 'n lekker koppie koffie of tee saam daar in die groot saal. Verjaarsdag. Vandag verjaar Engela van Deventer. Baie geluk. Ons vertrou dit sal 'n mooi dag en 'n geseënde jaar wees. Bybelstudie. Daar is geen Bybelstudie nie as gevolg van die skoolvakansie. Ek kan miskien maar net noem, ons is besig om so 'n bietjie te besin oor ons Bybelstudies. Ons het nou die oggend Bybelstudie verskuif na 10:00 toe, omdat dit almal beter gepas het wat kom. So daar is op 'n woensdagoggend 10:00 oggend Bybelstudie, maar ons is in die proses om bietjie te besin of ons nie ons woensdag aand 7:00 se Bybelstudie moet skuif na 'n Sondag toe nie. Daar is heelwat mense wat al aangedui het dat hulle sal belangstel. As ons miskien op 'n Sondag aand 5:00 ons Bybelstudie kan hou, dan kan ons nog steeds ons bidure inpas 6:00. Kom ons dink bietjie daaroor, ons bid daaroor dat ons ook op hierdie manier ons Bybelstudies kan ondersteun en ondersteun word deur die woord en deur mekaar. Bid hier by Huis Simfonie 5 Julie 2023 om 10:00. Kom bid en kuier saam met ons bejaardes. Broers en susters, die van u wat al daar was, weet dat hulle dit vreeslik geniet. Dit is vir hulle baie lekker as ons daar by hulle kom, bietjie by hulle kuier en 'n bietjie saam met hulle bidure hou. Die bazaarlyste moet asseblief ingehandig word. Dit is noodsaaklik vir beplanning. Handig dit by die kerkkantoor in of by die diaken of gooi dit in die kollektesakkie. En die van u wat dit per e-pos ontvang het en dit kan terugstuur, kan dit op daardie manier ook stuur. Padkafee 21 Julie 2023 en dis wyke 1 tot 5. Vir R25 is daar 'n vetkoek en maalvleis of 'n vetkoek met hoendervulsels. Die bestellings kan by Audrey of by die kerkkantoor gedoen word. Kom ons ondersteun ook hierdie baie goeie idee en ons maak dit sommer vir onsself makliker met 'n lekker gesonde etetjie daar op daardie aand. Deur kollekte vir barmhartigheid 23 Julie 2023. Ook op die 23ste is daar 'n bazaarkomitee vergadering direk na die erediens. Al die wyke moet asseblief teenwoordig wees. Op 23 Julie die aand 6:00 het ons ook weer ons biduur, maar ons het ook aan daardie formaat begin werk. Ons gaan weer eens kyk na ons hoop in Christus. Die Here is by jou en hoor jou gebede en ons gaan kyk na die beeldmateriaal daaroor en dan dit bespreek. Kom sing en bid saam as gemeente. Die van julle wat daar was, die vorige keer sou gesien het, dit is eintlik baie lekker. Ons het baie lekker en sinvol ons tyd spandeer daar. Daar is ook 'n spesiale aanbieding by die Bybelgenootskap. 2 van die Bybels wat ons dan gebruik is die hoofletter medium swart hardeband Bybel, die hoofletter weergawe wat nou R79 is. Dis omtrent halfprys as ek reg onthou. Dis amper halfprys en dan die groot leer grootdruk Bybel wat soos hierdie een lyk, wat dan nou vir almal van ons makliker is om te lees waarskynlik. Hierdie uitgawe is 'n uitgawe wat ook, ek dink hy's amper R800, né? Hy's omtrent R800 normaalweg
en hy's nou beskikbaar vir R460. So dis ook feitelik halfprys. Dis 'n baie goeie geleentheid wat ons het. Broers en susters, die Bybelgenootskap het met die uitbring van die 2020 vertaling, het hulle 'n sekere aantal oplae bestel en toe verras ons hulle deurdat daar so groot aanvraag was vir die luxe uitgawe van die 2020 hoofletter uitgawe, dat hulle 'n spesiale bestelling moes maak na die drukkers toe en dat hulle 'n groot oplaag gekry het en hulle het skaars voorgebly om hierdie nuwe Bybel in bietjie varser Afrikaans, maar volgens die oorspronklike baie naby om dit beskikbaar te kry. En nou is daar 'n spesiale aanbieding op hierdie Bybels wat ons dan teen R460 kan in die hande kry. U kan maar vir Rita net skakel hieroor. Lig en duisternis uitgewers. Daar is 'n pitkos tot nadenke deur Daleen Pienaar. Nou sy stel al vir jare die blokkiesraaisels in die Boodskapper en die Jeugboodskapper op en nou het sy haar eie publikasie gemaak. Dit kos R270 en dit is beskikbaar by die kerkkantoor en dit is 'n heerlike iets om vir die vakansie aan te span. So die van die wat die kinders of kleinkinders by u kuier en dit raak bietjie vervelig naderhand, kan gerus hierdie blokkiesraaiselboek aanskaf en gebruik. Op ons gebedslys vanoggend dink ons aan ons kerkverband, die AP Kerkverband. Ons dink aan die AP Kerk Viljoenskroon, ons eie gemeente van die Here. Ons dink aan die kerkraad. Ons bid vir die bazaar. En dan dink ons ook in die besonder aan die volgende persone, Renay Kutse, wat geopereer is Saterdag, Vrydag, in elk geval Vrydag geopereer is. Ons dink aan Koos Brink wat môre geopereer word in Bloemfontein. Ons dink aan Dr. Jan Tron, Elie se pa, wat nog in die herstel is. Ons bly bid vir hom. Annemarie van Huisteen, wat ook maar in die herstelproses is nog, na haar operasie. Ons dink aan Jan en Tannie Marie Nel, broers en susters, en Jan is in Klerksdorp gedurende die week, waar hy bestraling moet kry vir die kanker, wat weer aan sy nek uitgekom het, en hy moet nou 'n hele lang termyn weer kankerbehandeling kry. Dit is ook maar baie seer, kom ons dink aan hulle, en ons bid vir hulle vir die Here se voorsiening en genesing. Verskonings vanoggend na aan huis. Kom ons word stil voor die Here vir 'n paar oomblikke, waarna ons dan sing van Gesang 5, verse 1 en 2.
soos die oë van die knegte is op die hand van hulle Heer, soos die oë van die diensmaagd is op die hand van haar meesteres, so is ons oë op die Here onse God, totdat hy ons genadig is. Geliefdes, genade, barmhartigheid, vrede van God ons Vader, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here deur saam te sing Psalm 25, verse 1, 2 en 7, as ons loflied tot eer van die Here. Ons luister nou na die wet van die Here, soos dit vir ons in 2 dele weergegee word, naamlik Markus hoofstuk 12 vanaf vers 28, waar die vraag gevra word: wat is die eerste gebod van almal? En Jesus antwoord hom: die eerste van al die gebooie is: hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. En jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, en uit jou hele siel, en uit jou hele verstand, en uit jou hele krag.
Dit is die eerste gebod. En die tweede hieraan gelyk is dit: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie. 1 Korintiërs 13 vers 1. Al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n luidende simbaal geword. En al sou ek die gawe van profesie hê, en al die geheimenisse weet, en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaase nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nimmer meer, maar die profeseë, hulle sal tot niet gaan, of tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan. Want ons ken ten dele, en ons profeteer ten dele, maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is, tot niet gaan. Broers en susters, hierdie gedeelte in 1 Korintiërs is in die konteks van die gawes van die Gees. Al hierdie opspraakwekkende, begeerlike dinge om te mag doen in die naam van die Here. Dan sê hierdie gedeelte vir ons: sonder die liefde is dit niks werd nie. Liefde is die uitvoering van die wet van God. Kom ons sing dan as lied van skuldbelydenis, Psalm 25, verse 3 en 5.
van God, in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, verkondig die woord, die vergifnis van sonde, aan elkeen wat met 'n ware berou in die hart vanweë sy sonde, belydenis daarvan voor die Here gedoen het. Maar aan elkeen wat in die sonde volhard en die genade verwerp, verkondig die woord van God, dat die toorn en die straf van die Here op hom sal bly, solank hy in die sonde bly lewe. Johannes 3 vers 36 sê, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe, maar hy wat die Seun van God ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. As mense wat dit glo, kom ons bely dan nou ons geloof in ons harte saam in die woorde van die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons bevestig ons geloof en sing as toewydingslied Gesang 38, verse 1 en 2. Aan almal wat met 'n ware berou en opregte geloof hulle toevlug neem tot hulle enigste verlosser, Jesus Christus, verkondig die woord, die vergifnis van sonde. En daarom weet ons dat ons wat glo, ons wat nou ons sondes bely het, maar wat ook ons geloof bely het, dat ons nou voor die Here staan. Kom ons bid nou saam. Grote God, as ons vanoggend voor U staan, dan is dit juis om daarmee te bely dat ons U dien, dat ons U eer, dat ons U aanbid. Ons vra dat U nou, o grote God, met ons sal praat deur die woord en deur die Gees. Ons bid vir elkeen wat op ons gebedslys is, dat U hulle genadig sal wees. Dankie dat ons vanoggend vrylik mag aanbid, dat ons hier kan wees, dat ons ten spyte van ons onvolmaaktheid voor U mag verskyn, omdat ons sondes vergewe is, omdat ons dit kon bely en omdat ons ook ons geloof in U kon bevestig. En nou, waar ons aan U vashou, daar ons voor U staan,
Kom ons en ons vra dat U met ons sal praat, deur U woord en deur die Gees. Ja, Here, waar U ook vanoggend met ons juis wil praat, oor ons staan voor U, ons staan in U diens, vra ons, dat ons sal hoor en verstaan, en kan gaan doen. Spreek, Here, want die kinders luister. Amen. Ons lees uit die woord van die Here, 1 Konings hoofstuk 19, 1 Konings 19. Ons lees vanaf die eerste vers. En Agab het aan Jezebel meegedeel alles wat Elia gedoen het. Ja, alles, hoe hy al die profete met die swaard gedood het. Daarop stuur Jezebel 'n boodskapper na Elia om te sê, mag die gode so doen en so daarin toedoen, sekerlik sal ek môre sulke tyd jou siel maak, soos die siel van een van hulle. Toe hy dit sien, het hy hom klaargemaak en terwille van sy lewe weggegaan. En toe hy in Berseba in Juda aangekom het, het hy sy dienaar daar laat agterbly. Vers 10, vers 9 vra die Here vir hom, wat maak jy hier, Elia? En in vers 11 dan sê die Here vir hom, gaan uit en staan op die berg voor die aangesig van die Here. En kyk, die Here het verbygegaan, terwyl 'n groot en 'n sterk wind die berge skeur en die rotse verbreek voor die Here uit. In die wind was die Here nie, en na die wind 'n aardbewing. In die aardbewing was die Here nie, en in die aardbewing 'n vuur. In die vuur was die Here nie, en na die vuur die gesuis van 'n sagte koelte. En toe Elia dit hoor, het hy sy gelaat met sy mantel toegedraai en uitgegaan en by die ingang van die spelonk gaan staan. Dan lees ons in vers 15, die Here sê vir hom, gaan terug op jou pad na die woestyn van Damaskus en gaan heen en self Hazael as koning oor Aram en Jehu, seun van Nimsi, met jouself as koning oor Israel en Elisa, seun van Safat uit Abel Mehola, met jouself as profeet in jou plek. En die een wat die swaard van Hazael vrylaat, hom sal Jehu doodmaak. En wat van die swaard van Jehu vryraak, hom sal Elisa doodmaak. Maar ek sal 7000 in Israel laat oorbly, al die knieë wat nie voor Baal gekniel, en elke mond wat hom nie gesoen het nie. En toe hy daarvandaan weggegaan, en Elisa, die seun van Safat, aangetref, terwyl hy aan die ploeg was met 12 paar osse voor hom, en hy self by die 12de paar was. En Elia het hom verbygegaan en sy mantel op hom gewerp. Daarop het hy die ossel verlaat en agter Elia aangeloop en gesê, laat ek tog my vader en my moeder soen, daarna sal ek u volg. En hy antwoord hom, gaan terug, want wat het ek aan jou gedoen? Hy draai toe agter hom om en neem die paar osse en slag dit, en met die osse se trekgoed het hy hulle vleis gekook en aan die mense gegee, en hulle het geëet. Daarna het hy hom klaargemaak en Elia gevolg en hom gedien. Ons lees net so ver. Broer, suster, seun, dogter, in die oud-oosterse koningshuise was dit die gebruik dat die koning op sy troon sit en dat sy hofdienaars dan voor hom staan, daar by hom reg staan. Ook in die meer gegoede, gewone huise was dit die gebruik dat die huisheer en sy gaste aansit aan die tafel en dat die slaaf of die slawe wat dan daar in die huis was en diens gedoen het, daar reg gestaan het
En hulle het gekyk na die hande van hulle meester. Hy het nie eens met hulle gepraat nie. Hy het net 'n handbeweging gemaak. En dan het hulle geweet om die volgende gereg te bring, of die borde weg te vat, of die beker op te vul. Die slawe het met aandag staan en kyk na die hande van hulle meester. Hulle het nie daar rondgesit in die kombuis en koffie gedrink nie. Hulle het reg gestaan, met aandag gekyk na die hande van die meester. En dit is hierdie beeld wat gebruik word as hier in hierdie hoofstukke 'n paar keer gepraat word van staan voor die Here. Elia staan voor die Here. Hy verklaar in hoofstuk 17 vers 1 aan Agab dat dit nie weer sal reën voordat hy so sê nie. En dit sê hy in die naam van die Here voor wie hy staan. Hy sê ook vir Obadja, die paleisbestuurder in hoofstuk 18. Ek sal my aan Agab openbaar, so waar as die Here leef voor wie ek staan. Met ander woorde, in wie se diens ek staan. Om dan voor die Here te staan, is meer as maar net 'n toevallige staan. Dit impliseer 'n spesifieke manier van staan, 'n wagtende, konsentrerende staan, 'n gereed staan om die Here te dien, en te kyk na sy hande vir die geringste gebaar. Die woord van die Here vra dis vir elkeen van ons vandag, staan jy nog voor die Here? Staan jy nog voor die Here? Anders gestel, staan jy nog in diens van die Here? Die eerste vraag wat ons hier moet beantwoord is dan die vraag, wag ons nog op die Here? Ons westerse mense is mos verskriklik haastig. Ons ontwerp masjinerie wat die kos vinniger gaar maak, soos 'n mikrogolfoond, en dan is die mikrogolf nog vir ons te stadig. Ons staan op ons regte, ons is gejaag, ons kan nie meer wag nie. Ons kan selfs sommer sê, ek wil nie tyd mors om kerk toe te kom nie, of Bybelstudie toe te gaan nie, of biduur toe te gaan nie. Ek kan sommer in my sitkamer sit en na 'n diens kyk. Ons egos wil nie dat ons wag nie. Ons is altyd haastig, horlosie gedrewe. Verlede week het ons gehoor van die man wat daar in die Weskaap gevang is, nadat hy 200 km/h gery het. En dis eintlik verstommend dat hy nie onmiddellik in die tronk gestop is nie. Maar toe is sy verweer, ek gaan nie my boete betaal nie, want ek doen alles vinnig. En hy kom toe in die hof, waar die landdros toe sommer vir hom vinnig 6 maande tronkstraf toegedien het. En vir hom gesê het, kyk nou hoe vinnig jy 6 maande se tronkstraf kan klaarmaak. Is ons nie ook so nie, broers en susters? Is ons nie ook so dat ons, wanneer die tyd aan die Here spandeer moet word, ons in ons natuurlike haastige modus is nie? Wat leer ek en jy uit hierdie geskiedenis? Ek en jy wat glo in die lewende God, wat staan voor die lewende God, wat elkeen in diens is van die lewende God, staan voor veel meer as 'n aardse regbank. Die aardse regbank, weet ons, kan 'n oortreder 'n bietjie vasvat, tot stilstand bring. En ons wat voor die hemelse regbank staan, kom ons
soms tot stilstaan voor die Here. Ek en jy staan voor die lewende God. Die lewende God wat bo tyd verhewe is, maar wat ook tyd gebruik, wat vir ons sê, vir hom is 1000 jaar soos 'n dag, maar wat alles in sy raadsplan en sy tydsorde laat gebeur. So lees ons op verskeie plekke oor die volmaakte tyd, Jesus Christus, wat op die bestemde tyd gekom het. God, wat ook die dinge in ons lewens in 'n tydsperspektief plaas, en wil hê, dat ons ook binne in tyd hom moet dien, en met ons tyd hom moet dien. Sy tyd is nie ons tyd nie. Ons kan hom nie beheer nie, maar hy kan ons beheer. Hy is die hemelkoning wat oor ons heers. En ons is maar net sy slawe, wat voor sy troon staan, en wat sy hande moet dophou, en alleen mag doen, wat hy sê, en wanneer hy wil. Die vraag is, wag ek en jy nog op die Here? Is ons nog bereid om die tyd te spandeer om op die Here te wag? Elia moes wag op die Here, deur sy hele staan voor die Here, staan in die Here se diens, moes Elia luister na die Here se opdrag, moes hy vir die koning gaan sê, die Here voor wie ek staan, sê, dit gaan nie reën nie. En toe het die Here hom gestuur en gesê, gaan na die spruit toe, ek sal daar vir jou met die onrein kraaie sorg. Die Here voor wie hy staan, het hom na 'n vyandige stad toe gestuur, om daar te gaan wegkruip, vir 'n tyd lank. Die Here se tyd is nie ons tyd nie. Maar Elia moes wag op die Here. En die vraag is, wag ons nog op die Here? In die tweede plek dra ons die vrug van lankmoedigheid, om lankmoedig te wees. 1 Korintiërs 13 leer ons, dat die liefde lankmoedig is. Nou wat beteken dit? Lankmoedigheid beteken, om lank te wag, dat iemand tot besinning kom. God is liefde. Hy is lankmoedig, en hy leer ons dat ons juis kans kry nog, dat die wederkoms uitgestel word, omdat hy lankmoedig is. En daarom moet ons ook leer om lankmoedig te wees. Om lankmoed te hou, terwyl ons op die Here wag. Wag op die Here. Ook terwyl ons bid vir ander, terwyl ons bid vir die koninkryk wat moet kom, moet ons met lankmoedigheid wag. Lankmoed hou. En as ons lank met die Here oor iemand gepraat het, dan kan ons met iemand oor die Here praat. Maar hou ons moed, bly ons lankmoedig in ons voorbeding vir ons land, waar dit lyk asof dit niks help nie, of niks gebeur nie, vir die mense vir wie ons bid, wat lyk asof hulle verhard, bly ons met volharding en lankmoedig bid, lankmoed hou, dat die Here hulle sal intrek tot geloof en bekering. Die Here Jesus het juis in die gelykenis van die amptenaar wat kwytgeskeld is deur die koning beklemtoon, dat ons wat voor die koning staan, ander met die lankmoedigheid moet behandel, met die genade waarmee hy ons behandel. Ons bid so moeilik vir ander mense. Ons spandeer so moeilik meer tyd in gebed. Ons kan so maklik ander mense voor die regbank van ons eie verstand aankla, skuldig bevind en veroordeel, sonder om te wag
op die Here. Elia het bidtend die Here gedien. Elia het bidtend op die Here gewag. Hy het in die diens van die Here gestaan, en hy het selfs op 'n stadium gevoel hy staan alleen teen hierdie heidense koning en sy heidense vrou. Sy was, Isebel was die dogter van Etbaal, 'n heidense koning priester van 'n ander land. En sy het haar afgoderry ingebring in Israel in. En Elia het probeer getuig en probeer. En toe op die ou end kom die Here en die Here gee vir hom hierdie geleentheid. En sê vir hom, hier is nou die kans waarin jy vir hulle kan bewys dat die Here God is. En hierdie wonderlike geleentheid daar op die berg, waarin hy die Baalpriesters spot, en hy sê vir die volk, julle wat hink op 2 gedagtes, en dan vertel hy hoe die Baalpriesters hink en rondspring, en hulle self sny, om die offer te bring. En niks gebeur nie, en dan die groot oorwinning, as die lewende God met vuur uit die hemel antwoord. En Elia dink, ja, nou het die mense gesnap, want die volk het gesê, die Here is God. En net die volgende oggend, toe kom hy agter, die volk het bely dat die Here God is, maar daar het nog nie iets verander nie. Agab en Isebel het nog nie verander nie. Soos wat hulle die ander profete doodgemaak het, wil hulle hom nou ook doodmaak. En dan gee Elia op. Dan gee hy oor. Elia het gedink dat die stryd verby is. Hy het nie met lankmoedigheid volgehou om te bid en te vertrou nie. Elia kon net nie meer langer moed hou nie. En hy het besluit om nie voor die Here te staan en die Here se hande en handelinge dop te hou nie, maar om self op te tree, of dan om self af te tree. In die derde plek, kyk ons weg van die hand van die meester. Agab, vertel vir Isebel wat gebeur het. En Isebel stuur onmiddellike dreigement aan Elia. Sy is nie geraak deur die oorwinning van die groote God oor die afgodedienaars nie. Sy is nie geraak deur die vertoon van mag van die lewende God nie. Sy is maar net kwaad oor haar afgodspriesters doodgemaak is. In haar hart, in haar gemoed, het daar niks gebeur nie. En daar geen verandering gekom nie. En Elia, wat verwag het dat die stryd nou vir die Here gewin is, het net daar besluit, niks gaan verder gebeur nie, en hy het moed opgegee. Hy kan nie langer wag nie. En net daar neem hy aan, as ons kyk wat staan in vers 4, dat alles oor en verby is. Dis te vergeefs om vir die Here te veg. Dis te vergeefs. Hy wag nie op die Here nie. Hy vra nie vir die Here wat die Here wil hê nie, maar hy doen dadelik iets aan die saak. Elia dink hy doen reg. Hy vlug daarom in die regte rigting na die Here toe. Hy kom na die Here. En daar in die woestyn haal sy impulsiewe optrede hom in. Toe hy uitgeput na liggaam en gees onder 'n bosombos moet gaan lê en sê, laat ek maar sterwe, Here. Ek gee nou kennis. Ek gee my lewe weg. Ek wil liewer doodgaan. En dan, daar onder die besembos,
ontmoet die Here vir Elia. Hy het die leuen van Agab en Jesebel aanvaar dat die Here nie meer in beheer is nie. Broers en susters, ons kan so rondkyk dat ons vergeet om op te kyk. Ek en jy kan so rondkyk na wat als in hierdie bose wêreld rondom ons aan die gebeur is, dat ons vergeet God is in beheer. Dat ons vergeet agter dit alles is 'n lewende God in beheer. As ons na al die dreigemente teen die kerk van die Here luister, as ons na al die optredes kyk wat teenoor ons gedoen word as gelowiges, dan kan ons ook maklik perspektief verloor en so maklik moet opgee. Koningin Jesebel wou hom stil maak om te doen wat sy wou doen. Ons sien dit rondom ons, broers en susters, dat die arrogansie van die Satan en sy dienaars al hoe groter word. Mense wil nie net in sonde leef nie, hulle wil ons dwing om hulle sonde goed te keer. God is in beheer. God is in beheer. Dit is die les wat Elia van vooraf moes leer. Die Here het anders gedink as Elia. Die Here sê eintlik vir Elia, as jy voor my staan, is jy lewenslank in my diens. Jy kan nie sê, dis te vergeefs nie. Elia mag nie diens verlaat nie, al wou die volk hom nie meer ondersteun nie, al wou die mense nie meer na sy profeseë luister nie, al het die koningin hom met die dood gedreig. God is in beheer, en nie ons eie denke nie. Wie dien ons regtig? Dien ons regtig die Here, of dien ons ons eie ek? Hou ons werklik die hand van die meester dop, om te sien wat volgende moet gebeur in ons lewens en in die koninkryk, deurdat ons stip ons oë op die Here gerig hou? Of is ons besig om ons eie planne te maak soos Elia? En as ons dink ons dien die Here, staan ons in wag en kyk nog stip na die hande, na die gesig van ons meester, om te sien waarmee hy besig is en ons dan besig moet wees. Of wil ons vir die Here vertel wat nou volgende moet gebeur? Kyk ons weg van die hand van die meester. In die 4de plek, dien ons die Here ernstig genoeg om ons eie planne prys te gee. Die Here is met Elia besig. Hy ondersteun hom en hy gee hom krag om hom daardie 40 dae en 40 nagte, die 480 kilometer ver te laat loop. En hierdie loop is waarskynlik ook 'n afsondering en 'n rug na die Here toe. Opoffering om by die Here uit te kom. Hierdie 40 dae en 40 nagte wat hy loop, laat ons dink aan die 40 jaar in die woestyn wat Moses daar was. En as Elia hom dan op die berg afsonder, dan word dit beloon soos met Moses, met 'n wonderlike ontmoeting met die Here. Elia wat ook sy gesig toedraai, as hy uitkom en voor die Here op die berg gaan staan, soos Moses by die brandende bos. Staan voor die Here, staan luisterend en kykend voor die Here. Ek en jy moet mense wees wat wag op die Here. Wag ons lank genoeg en goed genoeg op die Here,
om ons eie planne prys te gee. Elia wat van plan was om af te tree. En die Here sê vir hom, Elia, kom staan voor my op die berg. Die simboliese woorde vir kom staan weer in my diens. En daar moet Elia gaan staan. En hierdie ontmoeting met die Here, hierdie besondere ontmoeting wat Elia met die Here het, hierdie ontmoeting het 'n besondere karakter. Die stilte na die storm. En daardie woord wat gebruik word hier vir stilte, is dieselfde woordstam vir waar die Here op verskillende plekke in die woord vir ons sê, in stil wees en vertroue lê julle krag. Hierdie stilte waarin die Here met hom praat, is ook 'n doelbewuste oorgawe en vertroue op die Here. Wag op die Here beteken stil word voor die Here. Gebed is nie, soos ons westerse mense dink, om maar net gou-gou 'n paar sake voor die Here uit te stort en dan aan te hardloop nie. Gebed is wag op die Here, stil word voor die Here. Werklike wag voor die Here is ook luister, is ook die prysgawe van jou eie ek en jou eie planne om te wag op die Here se planne en sy skedule. Staan voor die Here en wag op die aanduidings van die Here. Moenie ongeduldig raak en self besluit wat om dadelik te doen vir die Here nie. Broers en susters, deur die jare het ek agtergekom, wanneer mense jou bel en sê, ons moet nou dadelik dit of dit doen, dan is dit gewoonlik 'n lokval van die Satan. As jy nie dink en stil word voor die Here vir iets nie, as jy impulsief optree, stel jy jouself bloot aan die Satan se invloed en se verleiding. Die Here werk met stilte. In diens van die Here staan is om na die Here te luister. Die Here is alles. Ek en jy kan nie wegloop van wat die Here vir ons sê om te doen nie. Ons kan nie wegloop van die plek waar die Here ons geplaas het om te wees nie. Ons kan nie afwesig wees daar waar die Here ons wil gebruik in sy koninkryk nie. Ons dink dit is ons reg, want ons is westerse mense in 'n regssamelewing. Maar intussen is ons Christene in diens van die lewende God. En staan ek en jy as slawe voor die lewende God en moet wag op die Here. Staan in diens van die Here is afwagting en wag met afwagting. Ons lees dat die Here Jesus na die wêreld toe gekom het op die regte tyd wat God beskik het om vir ons sondes te kom betaal. En dat hy hierdie betaling vir ons sondes volkome gemaak het, dat ons die lewe kan hê. En wat het die Here Jesus gedoen? Hy het na die wêreld toe gekom as mens, waar hy ook tyd met die Here spandeer het, waarin hy ook moes leer om te wag op die Here, baie gebid het. Die Here Jesus het gekom en hy het sy Gees vir ons gestuur, gesê ek is met julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Maar daardie Gees van God skree nie in ons ore nie. God se Gees is die stil stem, praat met 'n stil stem, waar ons bidend
luister en hoor wat die Here vir ons wil sê. In die groot geraas van die aardbewing en die vuur en die wind was die Here nie, maar in die stilte na die storm. Luister ons, maak ons tyd om die stil stem van die Here raak te hoor. Of is ek en jy ook soos Elia wat op 'n dag besluit, ons kan vir die Here vertel wat moet gebeur. Beleef ons dalk dat die Here nie met ons praat, dalk selfs in die eredienste nie. Dan is dit waarskynlik dat ons nie genoeg tyd in gebed deurbring in voorbereiding vir die erediens nie. Beleef ons dat die Heilige Gees nie werk en kragtig werk in hierdie gemeente nie, dan is dit dalk omdat ons te min wag op die Here. Te min tyd spandeer met die lewende God. Die Here ontmoet wie hom soek. Die Here verwelkom dit, al was dit nie sy beplanning nie. Verwelkom die Here vir Elia daar op die berg. Maar dan sê hy vir hom, Elia, wat soek jy hier? Hoekom het jy jou pos verlaat? Ek het dit nie vir jou gesê nie. In die 5de plek, die Here is in beheer. Die feit dat die Here se ontmoeting daar op die berg met Elia plaasvind, bring 'n nuwe roeping as die Here vir hom sê, kom staan voor my. Met ander woorde, kom staan in my diens opnuut. En dan stuur die Here hom met 'n drievoudige opdrag. Teenoor die drievoudige verlating van die volk van die Here, die afbreek van die altare, doodmaak van die profete, die verwerping van sy gebooie. Daarteenoor kom daar 3 opdragte wat Elia moet gaan doen. Elia, gaan salf vir Elisa as jou opvolger. Gaan salf vir Hazael as koning oor Aram. Gaan salf vir Jehu as koning oor Israel. Ja, selfs oor die heidense volke, die vyande van Israel, is die Here God in beheer. Hy is in beheer. Die interessante is, dat die Here dan ook vir Elisa bemoedig en sê, die volmaakte getal, 7000, is die volmaakte getal, het oorgebly. En die Here sê dit in die Nederlandse geloofsbelijdenis, ek dink artikel 27, daar sal altyd 'n oorblyfsel oorbly. Die Here sê dit in Openbaring, tot die dag van die wederkoms, sal daar gelowiges saam met ons voor die Here kan vas staan. En daarom mag ons nie diens verlaat en wegloop en ons rug op die Here draai en moedeloos word en ons laat bang praat deur die duiwel en sy trawante nie. Nee, die Here is, sê verse 15 tot 17, in beheer oor die toekoms. Die Here is ook in beheer in Suid-Afrika en in die bose deurmekaar wêreld waarin ons lewe, is daar 'n lewende God. Broers en susters, hoeveel keer in die woord van die Here gebeur daar wonderwerke? Wonderwerke. Vandag nog as ons bid vir mense wat siek is, dat hulle baie keer gesond word. Hoeveel keer doen die Here vandag nog wonderwerke? En die interessante is, as Agab dan gaan in vers 15 tot 17 en verder, om vir Elisa te salf, as Elia gaan om vir Elisa te salf, dan sien ons, hy salf hom nie, hy gooi sy mantel op hom. En dit was blykbaar die
geloof van daardie tyd. Ons hoor ook vandag die term in ons taal van die manteldraer wees, 'n sekere saak verteenwoordig, 'n sekere persoon se gesag op jou neem en daarvolgens optree. En so gooi Elia sy mantel op Elisa en Elisa verstaan dadelik wat dit beteken. Hy kry toestemming om te gaan afskeid neem en so verbrand hy terwyl hy die jukke gebruik om die osbraai te hou waarin hy afskeid neem van sy werkers en sy familie. Verbrand hy eintlik sy brûe agter hom om te sê vorentoe met die Here, net in die Here se diens. Nederigheid pas by die kinders van die Here. Nie eie geregtigheid en wederweterigheid nie, maar doelgerigte dien van die Here. Doelgerigte prysgawe van ons eie tydsbepalings, van ons eie ek, ons eie gedagtes en ons eie planne. Doelgerigte weggee van ons eie ek. En daarom sluit ons af met die vraag, broer, suster, wag ek en jy nog op die Here? Of vertel ons vir die Here wat moet gebeur? Wag ons op die Here, soek ons sy wil, bidend, spandeer ons tyd met die Here, leer ons nog om 'n nederige afhanklikheid vir die Here te wag. Daarom die vraag, dien ons regtig die Here? Of dien ons eintlik onsself in die kerk en in die wêreld? Staan ons nog so slawe voor die Here en beweeg nie voor sy hande nie vir ons gewys het waarheen nie? Soek ons die Here genoeg om ons eie planne prys te gee? Die Here weet die beste wat in sy diens moet gebeur. Die vraag is, staan ek en jy en kyk? Staan ek en jy in afwagting op die Here se opdragte? Of is ons besig met ons eie dinge en ons eie planne en ons eie gedagtes? Staan ek en jy nog voor die Here? Staan ons nog bidend afhanklik en wag op die Here? Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons het vanoggend maar net weer kennis geneem van daardie dimensie van dien van die Here, wat vir ons wys daarop dat ons moet staan voor die Here, in respek en in afwagting en in bereidheid om dadelik te beweeg as U iets beduie. Help ons om hierdie beeld te onthou, om hierdie beeld te gaan lewe, om werklik in afwagting op U te staan. Help ons ook om nie moed te verloor nie, om nie self te wil besluit, ag, dis verby met die koninkryk van die Here nie, maar om werklik moeite te doen, om met erns voor U te staan, om met erns voor U te bid, om werklik gebedsstryders te wees, wat op ons knieë voor U staan. U woord sê in Jakobus dat Elia 'n mens net soos ons was, en dat hy gebid het en dit het 3 jaar en 6 maande nie gereën nie, en hy het weer gebid en dit het gereën. Nou wonder ons, wat 'n besondere mens moes hy gewees het. En dan is die antwoord, 'n mens net soos ons.
Ons het ook u Gees. Help ons om met u te wandel. Ons bid dit. En dan ook in die woorde van Psalm 123 vers 2. Kyk, soos die oë van die diensknegte is op die hand van hulle Heer, soos die oë van die diensmaagd is op die hand van haar meesteres, so is ons oë op u, Here onse God, totdat u ons genadig is. Amen. U het geleentheid om die Here te dien met die offergawes. Die slotsang van die gemeente is gesang 294 en ons sing daarvan verse 1, 2, 3 en 4. Swerwe daar
nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.